Wat 'n lekker oggend, 'n koelerige oggend om hier saam te wees. En die Here het ek loof en prys. Ons gaan sommer lekker sing. Ons gaan onsself warm sing. En die Here het 'n glimlag op sy gesig. Vir elkeen van julle wat hier is vandag, het hy 'n glimlag op sy gesig. En elke persoon wat op die video kyk, het hy 'n glimlag want hy het vir ons 'n spesiale boodskap. En hy wil hê ons moet groei. Ons moet groei elke keer as ons sy woord hoor. So baie welkom hier. So kom ons staan op en ons sing tot eer van die Here uit die diepte van jou hart met volle bors. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam. Laat alles in die goed heelal die Here loof. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam. Laat alles in die goed heelal die Here loof. Ek sal die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Sondes vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die goed heelal die Here loof. Loof die hemel, al die engele saam. Laat alles in die goed heelal die Here loof. Ek sal die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Dis hy, julle kan sit, dankie. Nee, dis lekker om te weet dat die Here gee vir ons krag, elke dag. Elke dag gee hy vir jou daai oom om op te staan en elke dag gee hy vir jou daai wil om vorentoe te stap en die dag aan te vat. En ons is dankbaar. Ons is dankbaar dat hy vir ons die krag en die energie en die wil gee om aan te gaan en op te staan en sy werk te doen. Net gou 'n paar vinnige afkondigingkies voordat ons begin. Nou die eerste enetjie is Johan, jy kan die eerste skyfie opsit. O, sit hy vas. OK, doen maar. Imagine nou maar die skyfies in julle kop. Julle ken in elk geval die skyfies. Die eerste skyfie en die eerste afkondiging is ons gebedsgroep. Ons het 'n gebedsgroep wat elke Sondagoggend hier bymekaar kom, 9 uur hier in die kamer hier langs aan. En weet julle wat, nee, dit is waar meer as een van ons bymekaar word. Daar's die Here. En ons wil graag hê as jy so 'n bietjie vroeër is, as jy 9 uur hier kan kom bid saam met ons. Dis so lekker om die oggend te begin, weet, in die teenwoordigheid van die Here en saam te bid. En die mense wat swaar dra, ons dra vir hulle en ons dra die kerk en ons dra die diens en ons dra almal daar buite op aan die Here. Jy hoef nie hardop te bid nie. Jy kan regtig net daar sit en net jou oë toemaak en saam wees in die gebed. So ons nooi elkeen van julle uit om saam met ons te kom bid 9 uur in die oggend hierso langs aan as jy bietjie vroeg is. Dan die manne het 'n lekker mannedag. Ek is seker al julle manne het al klaar julle naam opgesit vir 'n maak en braai boerewors dag. En waar daar lekker kompetisie gaan wees, as julle manne daarvan hou, maar ook daar gaan 'n spreker wees om vir ons ook 'n bietjie sielskos te gee. Om die manne 'n bietjie op te bou en te leer van die woord van die Here. So moenie die geleentheid misloop nie. Dis die 18de Julie, die 18de Julie, volgende naweek, nê?
So volgende naweek, jy moet gou opsit, sodat hulle seker maak, hulle het genoeg bestanddele en genoeg dingetjies om voor te berei vir hierdie lekker manne same byeenkoms. En dan, ons het so groot jeugbediening, maar ons het hande nodig, en gewillige onderwysers, as ek dit so kan stel, om ons kindertjies te leer van Jesus. Dit is so voorreg om hulle van kleins af te leer van Jesus, want hulle is so honger vir die woord van Jesus. En dit is vir ons so lekker om hulle te leer oor Jesus. So, as jy voel dit druk op jou hart om een Sondag 'n maand dalk net 'n lesie te kom aanbied, dan kan julle vir ons laat weet, en dan sal julle op die rooster indeel. Dit is lekker om die joy in hulle gesigte te sien as hulle van Jesus leer, en die opgewondenheid, en as hulle by die huis kom, en hulle, mamma, ons het vandag dit geleer, of mamma, ons het hierdie liedjie gesing. Dit is lekker om te hoor, dat hulle van Jesus wil leer, en hulle wil hoor, en hulle is opgewonde om te luister. So as jy voel is op jou hart, druk op jou hart om deel te wees van hierdie bediening, kom sê vir ons, en dan kan ons jou naam opsit. En dan is dit tyd om die Here te loof en te dien met ons offergawes. Goeiemôre almal. Kom ons lei die oë. Hemelse Vader, dit is lekker koud daar buite, is vars. Maar dankie vir elkeen wat hier sit vanoggend. Dankie vir elkeen se bydrae. Dankie vir hierdie finansies wat hier voor ons sit en in ons bankrekening is. Liewe Here, ons dra al hierdie finansies op aan U en ons vra vir die wysheid om dit weer terug te werk in U gemeenskap waar die behoefte nodig is en om U woord uit te dra. Dankie vir U liefde. Amen. Amen. Goeiemôre julle. Nou vanoggend is 'n lekker koue oggend. Toe ek die ys so van my vooruit moet afskraap, sien ek die dakke so wit ook, so met die straat so op. Dit is regtig koud vanoggend. Ek wil vir ons 'n stukkie lees uit Johannes, 1 Johannes 4 vers 9 en 10. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Hy groet ons met die woorde met sy liefde vir ons. Julle moet verseker weet, God is lief vir julle. Hy is lief vir julle elkeen en hy is hier vanoggend. En hy groet julle in sy wonderlike naam, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jul stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam,
worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid die sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd o Heer om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis en 'n graf van steen, die leef en sterf, verworpe en alleen, die man hier
lay behind the stone. You were left to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you were left to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Almagtige Vader, dankie Here Jesus. Dankie Vader dat U Seun gestuur het na die wêreld toe, Here, om vir ons sondes te kom betaal. Dankie Vader. Dankie Jesus, Seun van God, dat U gewillig was om vir ons in ons plek te sterf op die kruis, Here. Dankie Heilige Gees, dat U ook hier teenwoordig is vanoggend. Dankie daarvoor, Almagtige Vader. Die drie enige God is hier teenwoordig vanoggend. Here, ek bid vir elke persoon hier, Here. Ek vra dat U ons harte sal sag maak en sal oopmaak en sal ontvanklik maak vir die boodskap, Here Jesus. Here, want ons weet, Here, dit gaan nie oor 'n mens nie. Dit gaan nie oor die prediker nie. Dit gaan nie oor wie staan hier voor nie. Die fokus is op U Almagtige God. Ons kom Sondag kerk toe om 'n boodskap te kom kry by die Here Jesus. Here, daarom wil ons U beklemtoon, Here. Ons wil U naam groot maak vanoggend, Almagtige God. Absoluut, absoluut wil ons die naam van Jesus groot maak vanoggend, Here Jesus. Here, ons begin hierdie erediens, ons begin hierdie boodskap in die naam van Jesus Christus. Amen. As jy kan maar sit. Dit is nog skoolvakansie, so die kindertjies gaan nêrens heen nie. So die tema vanoggend is Jesus, die naam bo alle name. So ek is seker hierdie gaan weer eens 'n baie waardevolle boodskap wees, baie kragtige boodskap. En ek is seker julle gaan iets nuuts leer vanoggend. Nou ons het laas Sondag het ons gekyk na Jesus se naam, na Jesus voor die krib. Hoe was Jesus bekend gewees? Wat se naam was Jesus bekend gewees voor die krib? So ons het laas Sondag gekyk na, hy was bekend as soos die woord in hoofletters, nê? In Johannes, of die naam Yahweh, YHWH, dis God se naam. Dit is hoe Jesus bekend was voor die krib. En met ander woorde, Jesus is God, die Heilige Gees is God en die Vader is God. So een God met drie persone. So dit was laas Sondag se boodskap. Nou vandag wil ons gaan kyk na Jesus se gesindheid. Ons gaan nou 'n bietjie na 'n ander tema toe, 'n bietjie ander fokus. Ons kyk vanoggend na Jesus se gesindheid teenoor die Vader. Baie interessante boodskap. Nou die skriflesing is Filippense 2 vanaf vers 5 tot 11. As julle is welkom om saam te lees. Vers 5, voor ek begin, vers 5 is eintlik die inleiding vir die res van die verse wat kom. So dis eintlik 'n inleiding. Dit is baie interessant hoe die skrif werk. As jy naderhand weet of 'n idee begin kry, hoe om die skrif te ontleed, dan kom jy naderhand agter. Dit is ook 'n klomp briewe. Hierdie is die inleiding vir wat kom. Nou vers 5 is die inleiding. Dieselfde, Paulus sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees,
wat daar ook in Christus Jesus was. So hy praat van die gesindheid. Dan praat hy van Jesus se gesindheid. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En dan gee die rede. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. En wie is nog die rede? Sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Bekende skrifgedeelte, ek is seker julle almal het hom al gelees. En dis 'n baie waardevolle skrifgedeelte. Ek gaan hom vir ons 'n bietjie ontleed vanoggend. So om julle so 'n bietjie agtergrond te gee van hierdie brief, Paulus is die skrywer en hy skryf vir die gemeente in Filippi of in Engels Philippi. En Paulus is in die tronk terwyl hy hierdie brief skryf. En Paulus roep die gemeente tot 'n eensgesindheid. En hy sê basies vir die mense, julle moet eensgesindheid hê in die gemeente en julle moet Jesus se voorbeeld volg. Julle moet dieselfde gesindheid hê as Jesus. Dit is wat hy basies in hierdie boodskap sê. Nou vanoggend wil ek gaan stil staan by, soos ek gesê het, Jesus se gesindheid teenoor sy Vader. En dan wil ek gaan stil staan by, hoe lyk ons gesindheid teenoor God? Dis 'n baie belangrike vraag. Hoe lyk ons gesindheid teenoor God? En dan laastens wil ek gaan stil staan by Jesus ontvang die naam bo alle name. So is nie net 'n normale naam nie. Hy het die naam bo alle name. En dan gaan ek 'n bietjie kyk, daar is krag en autoriteit en mag in sy naam. So Paulus sê in vers 5, dieselfde gesindheid moet in julle wees. Julle weet wat beteken gesindheid, nee, julle houding, die siening wat jy het, die manier hoe jy voel oor die Vader. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. So hier wys Paulus presies wat sy gesindheid het Jesus gehad teenoor die Vader. Kyk wat sê vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan nie op God se gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy homself moes vasklem nie. So dit beteken Jesus het geweet hy's gelyk aan die Vader. Hy het dit geweet, maar hy beskou dit nie as aan iets om aan vas te klem nie. Maar hy het geweet. Hy het geweet hy's gelyk aan die Vader, maar hy's bereid om nederig te word en aarde toe te kom en op te tree as 'n diensknegt. Dis meer as net 'n mens. En jy begin het ek gedink, hy word nederig om 'n mens te word, maar toe besef ek dit ook, maar hy neem, dis nog meer as dit. Hy neem die vorm aan van 'n diensknegt. Dis eintlik nogals 'n groot gedagte. Ek het nogals hierdie lank terug in 'n gebedsgroep ook gehoor. Dis 'n baie groot gedagte om Jesus in daai prentjie so te sien as 'n diensknegt. Hy het gekom om te kom dien. Nee, dis 'n baie groot gedagte. Kyk wat sê vers 7 en 8. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as 'n mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En ek wil graag vir julle vanoggend 'n prentjie gee. Ek het eintlik laas Sondag al klaar vir julle so 'n bietjie van 'n prentjie gegee, maar ek wil weer vir julle 'n prentjie gee van die hemel, van Jesus voor die krib, voor sy geboorte, van Jesus se goddelike natuur. Want ons weet Jesus was al klaar God gewees nog voor sy geboorte. Dit beteken nou, hoe het sy goddelike natuur gelyk in die hemel nog voor hy gebore was? En die Bybel beskryf hom as heilig, 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 van die hemelwesens wat hom dag en nag aanbid. Miljoene der miljoene engele wat tot sy beskikking is. Hy het mag en krag. Dit is sy goddelike natuur, selfs nog voor hy mens geword het. Maar in die begin, nog voor die skepping, het Jesus geweet, God het geweet. Dit is nogals baie interessant as jy bietjie in dit ingaan. Nog voor die skepping plaasgevind het,
Selfs in die eerste woord, ek weet nie of julle dit weet nie, die heel eerste woord van Genesis in Hebreëus praat al klaar van 'n prentjie van na die kruisiging, net die heel eerste woord in Hebreëus in Genesis. So Jesus het al geweet nog voor die skepping die mens gaan sondig. God het geweet as ek die mens gaan maak met 'n sondige natuur, gaan hy rebel. Maar God maak jou met 'n vrye wil. Sorry, ek het gesê, as God het geweet as hy jou maak met 'n vrye wil, gaan jy rebel, jy gaan sondig. Maar hy maak jou met 'n vrye wil want hy wil hê jy moet hom kies. Hy forceer jou nie om hom te volg nie. Hy wil hê jy moet hom kies. Daarom het hy jou gemaak met 'n vrye wil. Maar omdat hy jou maak met 'n vrye wil, beteken dit die mens gaan rebelleer. Daarom het God al geweet nog voor enige iets geskape is, die mens gaan sondig. Hy het klaar geweet, Adam en Eva gaan sondig. Hy het dit geweet. Daarom was Jesus, die kruisiging, daai roeping na die kruis toe, is nie plan B nie, nê. Dis plan A. Jesus se taak was van die begin af, nog voor die skepping, het Jesus klaar geweet, daai tydperk, gaan hy moet na die kruis toe gaan. Daar's net 'n sekere tydperk ook, wat kruisigings plaasgevind het. Net 'n klein venster in die wêreldse geskiedenis waar kruisigings plaasgevind het. En Jesus het geweet, in daai tydperk gaan ek moet gaan. Hy het geweet. So Jesus het homself verneder om die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. En hy het geweet daar's 'n doel, en die doel is om maak die Vader se karakter bekend. En om vir ons sondes te betaal op die kruis. Nou om hierdie doel te bereik, moet Jesus 'n mens word. Hy moet 'n mens word. So dis God en mens terselfdertyd, nê. Soos ek laas Sondag gesê het, 100% God en 100% mens terselfdertyd. So Jesus het al daai hartseer en pyn het hy regtig ervaar. Dit is hoekom hy jou regtig kan help met enige temptasies. Hy het dit regtig ervaar. Soos wat ons dit ervaar het hy dit ervaar. So hy moet die vorm van sy eie skepping aangeneem het. So die onverganklike God binne in 'n verganklike liggaam. Die gestalte van 'n dienskneg. Die Bybel sê Jesus het gekom nie om te dien nie om gedien te word nie, maar om te dien. So ek dit is 'n baie groot gedagte, en ek moes nog als toe ek die eerste keer hierdie gedagte hoor 'n paar jaar terug, moes ek dit self gaan soek het in die Bybel. Dog ek eers, dit kan nie wees nie. Jesus het gekom om te dien. Dit is 'n baie groot gedagte, en kyk wat sê Matteus 20 vers 28. So is dit ook met die seun van die mens, dis Jesus. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Julle kan seker onthou, elke keer as mense uitgeloop, soos wat Jesus deur die dorpe geloop het en die distrikte geloop het, roep die mense uit na hom toe, seun van Dawid, red my, of seun van Dawid, maak my gesond, of seun van Dawid. Dan stap Jesus nader en vra Jesus, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? Die vorm van 'n dienskneg, nee, hy het gekom om te dien. Dis 'n baie groot gedagte. En dalk is dit die eerste gedagte wat die Here by jou los vanoggend. Wat kan die Here vir jou doen? Wat kan hy vir jou doen? Want ons weet die Here help jou. Dis mos hoekom jy bid. Jy vra mos vir hulp, jy bid mos en vra vir hulp, jy vra vir 'n werk, jy vra vir deurkoms. Dan vra die Here vir jou, hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? Daai vorm van dienskneg, nê. So Jesus het die postuur gevat van 'n dienskneg in sy gewilligheid. Hy was heeltemal gewillig geweest. Dit was om 'n doel te bereik. So Jesus was heeltemal gehoorsaam aan die Vader. En hier is 'n voorbeeld vir ons. Dit is 'n voorbeeld van ons. Maar Jesus het geen sonde gedoen nie. Dit is die verskil, een van die baie verskille tussen Jesus en ons. Ons is sondig, maar Jesus het geen sonde gedoen nie. Geen sonde gedoen nie. Hy het die wil van die Vader uitgevoer, en julle ken die woorde van Jesus in die tuin van Getsemane, waar Jesus gebid het en gesê het, nie my wil nie, Vader, maar laat u wil geskied. Dis die ding van die mens, nie? Hy wil baie dinge. Ek wil nog dit doen en ek wil baie dinge. Maar eintlik moet dit wees,
Wat is die wil van die Vader vir my? En nadat Jesus hom verneder het tot 'n diensknegt, het hy homself nog verder verneder. Hy het nog 'n stap verder gegaan. Eers die vorm van 'n diensknegt, en nou verneder hy homself nog verder. Hy het toegelaat, terwyl almal dit aanskou, dat Judas hom verloon. En julle weet hoe erg is dit, as iemand naby aan jou verraai. Julle weet hoe seer maak so iets, net daai act alleen, hoe seer maak dit jou, dat iemand baie naby aan jou verraai of jou verloon. Jesus het dit toegelaat, dis 'n vorm van vernedering. Jesus het toegelaat dat hulle hom arresteer, soos 'n krimineel. Hulle het hom hanteer soos 'n krimineel, soos iemand wat iets verkeerds gedoen het, soos iemand wat radikaal iets verkeerds gedoen het. Jesus het toegelaat dat hulle hom slaan. Julle weet wat het gebeur voor die kruisiging, dat hulle hom slaan en gespoeg en beledig. Jesus het dit toegelaat. Jesus het toegelaat dat 'n mens hom 39 houe slaan met 'n sweep. Hy het dit toegelaat. Nie 'n woord gesê nie. Nie 'n woord nie. Jesus het toegelaat dat hulle hom forceer om sy eie dwarsbalk, sy eie kruis te dra. Hy het dit toegelaat. Nie 'n woord nie. Hy het toegelaat dat die mense hom forceer, dat hulle hom neerlê bo op 'n kruis. Hy praat nie 'n woord nie. Jesus het toegelaat dat hulle spykers vat, en hy sien die spykers, hy sien hulle kom nader met die spykers, maar hy praat nie 'n woord nie. En hy het toegelaat dat hulle 'n spyker vat, en dit deur sy voete slaan, en deur sy hande slaan. Hy het dit toegelaat. Dis 'n vorm van vernedering. Jesus het toegelaat dat hulle die kruis oplig. Voor almal kan dit sien, soos 'n krimineel het hulle Jesus verneder. Ons God, my God, tussen twee kriminele. Jesus het dit toegelaat. Dis 'n vernedering. So Jesus het homself nog verder verneder. En hy's onskuldig. Julle weet hoe is dit, hoe erg is dit as iemand jou aankla, hy beklei met jou, en jy weet, jy's onskuldig. Jesus is onskuldig. Maar hy laat homself dit doen. Hy het gekom hiervoor. Hy weet dit is die doel. Dit is die taak wat hy moet verrig. Hy het dit geweet nog voor die skepping. En julle weet, Jesus kan enige oomblik met een woord kan hy spreek en miljoene der miljoene engele kom red hom. Vinnig, baie vinnig. En Jesus weet dit. Maar hy het die wil van die Vader in die oë. Hy gehoorsaam die Vader. Daarom praat hy nie 'n woord nie. Julle weet wat sê die Ou Testament. Hy is soos 'n skaap soos die slang na die slagpale toe. Hy spreek nie 'n woord nie. Hy kla nie. Hy voer die wil van die Vader uit. En hy kom gewillig, nê. Niemand het Jesus geforseer nie. Jesus het gewillig na die kruis toe gestap. So Jesus was gehoorsaam aan die Vader tot op die kruis, en toe blaas hy sy laaste asem uit. Julle weet, daar is net een God, wat so lief is vir sy mense, dat hy sy enigste seun stuur, om vir hulle mense se sondes te sterf. En daar is net een God, wat so lief is vir sy kinders, vir die mense, vir al die mense op die aarde, dat hy gewillig is om na die kruis toe te gaan, om sy lewe af te lê vir die kruis, vir ons, vir jou en my. Julle weet, elkeen se name het opgekom by Jesus op die kruis. Elkeen individueel kom jou naam op by Jesus, by die kruis. Hy het jou al klaar in gedagte gehad, al klaar daar by die kruis. Hy het jou plek gevat by die kruis, sodat jy die straf kan vryspring. En julle weet, hierdie is wat Christendom so uniek maak, nê? Is die kruisiging en die opstanding, Jesus se dood en sy opstanding uit die dood. Dit is wat Christendom so uniek maak. Geen ander God het al opgestaan uit die dood uit nie. Net Jesus. Dit is wat Christendom so uniek maak.
En dit is hoekom baie gelowe teen die opstanding is en teen die kruis is, want ons staan uniek. Bo al die gelowe in die wêreld staan ons uniek uit. So hierdie was Jesus se gesindheid teenoor die Vader. Dit was sy liefde vir die Vader. Hy het dit gedoen vir die Vader. Hy is lief vir sy Vader. Kan julle sy liefde sien vir sy Vader? Absoluut. Absoluut kan ons sy liefde sien. Jesus is lief, verskriklik lief vir sy Vader. Hy doen die wil van die Vader. Die Vader se wil is vir verlossing van mense. Dis die wil van die Vader. Sien julle die Vader se liefde vir julle? Mens kan dit amper nie eens indink vir al die ouers onder ons. Mens kan dit amper nie eens daai gedagte, mens wil dit nie eens indink om te dink dat jy jou eie kind sal afstaan vir iemand anders nie. Jy wil jou kinders naderbring, jy wil jou kinders beskerm. Maar dit wys jou hoe lief is God vir julle elkeen, dat hy bereid was om sy enigste lieflingseun, sy lieflingseun af te staan vir jou en my. Dit wys absoluut die liefde van die Vader vir ons. Sien julle Jesus se gesindheid teenoor die Vader. Daarom sê die skrywer, daarom sê Paulus, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Jesus Christus was. So hierdie laat 'n mens nogals reflekteer, nê? Dit laat mens nogals dink, hoe is ons gesindheid teenoor die Vader? Wat is ons gesindheid teenoor God? Mag ek vra, wat is jou gesindheid teenoor God? Leef jy voluit vir die Here? Leef jy voluit vir die Here? Is dit 'n werklikheid vir jou? Wat se gesindheid moet by ons wees? Kom ons kyk 'n bietjie. Ek moet die wil doen van my Vader. Die wil van my Vader moet die heeltyd in my gedagtes wees. Oral waar ek gaan, as ek vlieg in die vliegtyg, heeltyd, wat is die wil van my Vader? Selfs op in die vliegtyg, moet ek dalk met iemand praat op die vliegtyg oor die Here. Selfs in die lughawe, dan moet ek uitkyk, wat is die wil van my Vader hier is in die lughawe? By my werk, oral waar ek gaan, vandag werk ek saam met iemand nuut. Dalk, wat is die wil van die Vader met hierdie persoon? Wat is my roeping? Wat is die Vader se wil vir my met sy roeping vir my? Waar moet ek betrokke raak? Want ek het 'n taak om te verrig. Net soos wat Jesus 'n taak gehad het om te verrig, het ons elkeen 'n taak om te verrig. Jesus is die voorbeeld. Hy wys vir ons eintlik in vandag se boodskap. Hy gee die voorbeeld, hy wys die voorbeeld vir ons. Hy is die blueprint. Ons elkeen het 'n taak om te verrig. Soos wat Jesus sê, nie my wil nie, Here, maar laat U wil geskied. Ons moet daai houding hê van ek moet minder word en Jesus moet meer word. My wil moet minder word. Die begeerte om my eie wil te doen moet minder word en ek moet Jesus al hoe meer, Jesus se wil al hoe meer begeer. Dit moet al hoe meer 'n realiteit word in jou lewe. Al hoe meer. Ek gesels juis Vrydag aand met iemand dat mens besef nogals, as jy 'n Christen is en jy leef jou Christenskap uit, dan kom jy agter wat is die waardes van die ander mense, van die ongelowiges. Ons staan uit soos 'n duim, soos 'n seer duim tussen hierdie mense. Jou waardes is drasties. Die waarde van 'n Christen, 'n wedergebore Christen, is drasties anders as 'n ongelowige. Drasties. Daarom moet jy nou met jou kind te pad stap. Want jou waardes is anders as die mense daar buitekant. So hoe lyk jou gesindheid omtrent God en omtrent die koninkryk van God? Is jy aktief besig in die koninkryk van God? Mense het een lewe, nou ouer jy word, hoe vinniger kom jy agter, jou lewe gaan baie vinnig verby. Baie vinnig. So hoe lewe jy jou lewe? Lewe jy dit vir God? Is jy iewers ingeskakel? Besef jy het 'n taak om te verrig? Is jy bereid om minder te word vir die koninkryk van God? Is jy bereid om tweede plek in te neem vir die koninkryk van God? Is jy bereid om die postuur aan te neem van 'n dienskneg? Nee, as jy daai woord hoor, dienskneg, dan besef jy eintlik, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou nie.
Dit gaan oor Jesus. Ek luister 'n prediker gister ook. Hy sê, as iemand vir jou vra, wat is jou getuienis? Hoe het jy tot bekering gekom? Hoe het jy tot redding gekom? En jou eerste woord is jy, dan is jy al klaar. Jy het al klaar dit verkeerd geantwoord. Dit gaan nie oor jy het daai dag of jy het so nie. Nee, dis Jesus. Jesus het jou kom red. Jesus het jou vergewe. Jesus het jou geroep daai dag. Dit gaan oor Jesus. Jesus het jou hart aangeraak. Dit gaan oor Jesus. Is jy bereid om op te staan vir die waarheid? Is jy bereid om iets prys te gee? Is jy bereid om 'n diensknegt te word vir God? Jesus het altyd die wil van die Vader uitgevoer. En julle weet, ek het nou genoem van die tuin van Getsemane. Julle weet wat het daar gebeur in die tuin van Getsemane voordat hulle vir Jesus gearresteer het. Jesus het gaan bid, uit een kant toe gaan om te gaan bid. En Jesus, dis waar Jesus se menslikheid het te voor deurgedring. Voorheen ook al, toe hy gehuil het met Lazarus en voorheen ook al, maar hier weer, hy kom sy menslikheid baie duidelik sigbaar deur. Waar Jesus groot angs en vrees ervaar het. Want hy weet, die hele wêreld se sondes gaan op hom afkom. Die hele wêreld, van Adam af, tot by die laaste persoon, almal se sondes gaan op hom afkom. Al daai gedagtes, moord, verkrachting, diefstal, al daai sondes kom op hom af. En hy ervaar 'n oomblik van verskriklike angs en vrees. En Jesus gaan een kant toe in vers 39, Matteus 26 vers 39, hy gaan een kant uit, 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. Ek weet nie of jy al so gebid het nie. Waar jy al so desperaat was, dat jy in jou sitkamer met jou gesig teen die mat vasgegaan het en by die Here gepleit het. Ek weet nie of jy al so gebid het al nie. Waar Jesus bid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker verby my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Soos die wil van die Vader. So Jesus het verskriklike angs en vrees ervaar. Julle weet, sy sweet het geword soos bloed. Maar nogtans het hy in sy gedagtes die wil van die Vader. Hy is bereid om te verder te stap en homself te forceer om trap vir trap, stap vir stap vorentoe te stap, nader na die kruis toe. Want hy het die wil van die Vader in sy oë. Al ervaar hy wat se vrees. Het wys jou net, baie keer as jy in 'n moeilike situasie is, jy wil nie. Jy wil eintlik nie gaan praat nie. Eintlik wil jy nie. Maar jy moet gaan. Staan op. Trap vir trap, stap vir stap, tree vir tree, stap nader. In die naam van Jesus stap jy nader. Jesus ervaar verskriklik vrees. Maar weet julle, hy is onskuldig. Dis 'n verskriklike gedagte om te dink. Om te dink jy's onskuldig, maar jy gaan hierdie verskriklike groot straf ervaar. Vir my en jou. In ons plek. En dit is wat Jesus gedoen het. Hy het homself verneder tot 'n diensknegt. Tot die gestalte, die vorm van 'n diensknegt. Die gesindheid van 'n diensknegt. En dan verder verneder tot by sy dood op die kruis. En ek sê weer, Jesus was gehoorsaam aan die Vader tot by die kruis. En daarom sê die skrif, daarom gee die Vader vir Jesus die naam bo alle name. Vers 9 en 10. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Daarom het God vir Jesus tot die hoogste eer verhef. Daar's nie hoër nie. Daar's nie 'n hoër eer nie. Jesus het die hoogste eer ontvang. In ander woorde, die Vader gee vir Jesus die hoogste eer, die hoogste status, om dit beter te verduidelik. Die hoogste status, uitstekend, superior, uitstaande eer, die hoogste wat daar is, ontvang Jesus. Hy het eintlik al klaar gehad, nog voor die kruisiging, nog voor hy 'n mens geword het, was hy al klaar God. Hy was al klaar heilig, voor hy gebore was.
Kyk wat staan in Psalm 110. Die Here, dit is God die Vader. Die Here het vir my Heer, die koning gesê. Die Vader sê vir Jesus, koning. Die Here het vir my Heer, die koning gesê, kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande aan jou onderwerp. So Jesus, die Vader gee vir Jesus die hoogste eer aan die regterhand van die Vader. En die Vader het aan Jesus die naam gegee bo elke naam. Nou dit beteken daar is krag in die naam van Jesus. Dit beteken daar is mag in die naam van Jesus. Dit beteken daar is autoriteit in die naam van Jesus. Selfs by gesondmaking. Ek weet nie of jy al betrokke was by 'n gesondmaking of het jy al gehoor daarvan nie, maar selfs by 'n gesondmaking, wanneer jy daai woorde hoor, word gesond in die naam van Jesus, word die persoon gesond, as dit die Vader se wil is. Maar dit gebeur in die naam van Jesus, in die autoriteit van Jesus, in die krag en mag van Jesus gebeur dit. Dit gaan nie oor die persoon daar nie. Dit word gedoen in die krag en die almag en die mag en autoriteit van Jesus vind dit plaas. Dan word die persoon gesond. So dit gebeur in die naam van Jesus, want daar is mag in die naam van Jesus. Selfs wanneer die duiwel jou dalk kom karring, dalk karring die duiwel jou in jou huis, dalk karring die duiwel in jou huwelik, dalk hardloop die argumente hoog in jou huis, hoog. Want julle weet, is iets wat julle moet weet, die Christene, ek dink dit lyk vir my baie Christene besef dit nog nie. Maar die duiwel wil jou huwelik aanval, hy wil, en hy gaan nie stop nie. Hy gaan aanhou en aanhou en aanhou om jou huwelik aan te val. Want dit is iets, dis 'n instelling van God af. Daarom val hy dit aan. So al karring die duiwel jou, dalk bring hy twyfel in jou, dalk bring hy twyfel in jou huis, dalk is daar iemand in jou huis wat begin twyfel het. Maar jy kan die duiwel uitjaag. In die naam van Jesus doen jy dit. Jy kan van kamer tot, weet jy, hoe wil jy dit doen nie? Jy kan van kamer tot kamer stap en jy jaag die duiwel uit. Ek beveel jou duiwel, gaan uit hierdie huis uit in die naam van Jesus. En weet julle, die duiwel kan nie onderhandel nie. Hy moet onmiddellik die huis verlaat. Onmiddellik. Hy kan nie onderhandel nie. Want jy doen dit in die autoriteit van Jesus. Die duiwel is nie bang vir jou nie. Mens hoor baie keer sulke goeters, die duiwel is bang vir jou. Die duiwel is nie bang vir jou nie. Maar hy is verskriklik bang vir Jesus. Hy sit er by in Johannes praat hulle daarvan, Jakobus praat hulle daarvan. Die duiwel is so bang vir Jesus, hy sit er en beef. So bang is hy vir Jesus. Want hy het al Jesus se autoriteit en mag en krag gesien in die hemel. Die duiwel het al verskyn voor Jesus in die hemel. Hy weet, is God. Hierdie is God. En daarom is hy bang vir Jesus. En daarom kan jy hom uitjaag uit enige situasie uit. Maar jy jaag hom uit in die naam van Jesus. Daar is krag en mag en almag en autoriteit in die naam van Jesus. En ek sê weer, selfs jou huwelik, dalk val jou huwelik aan. Maar jy spreek lewe oor jou huwelik. Spreek lewe in die naam van Jesus in jou huwelik in. Sê dit aan jou man. As jy agterkom die duiwel karring by jou huwelik, sê vir jou man, my man, die duiwel val ons aan. Kom ons bid. Kom ons gaan kamer toe en bid. Kom ons bid hieroor. Kom ons staan saam en ons bid hieroor. Moenie ons beklei nie. Jou man is nie die vyand nie. Jou vrou is nie die vyand nie. Julle moet dit besef. Daar's 'n ander vyand wat jou karring. Jy jaag hom uit in die naam van Jesus. Jaag hom uit. Selfs in jou oggendgebed. Hoe begin jy jou dag? Jy begin jou dag in die naam van Jesus. Here Jesus, ek begin vandag, vanoggend, terwyl jou kar idle, of terwyl jy nog voor jou dag begin, of daar in jou stilte tyd, of as jy in die shower in die oggend is, dan begin jy die dag, Here, ek begin vandag, in die naam van Jesus, begin ek hierdie dag, Here, lei my, gaan saam met my oral waar ek gaan, ek begin dit in die naam van Jesus. En in die aand as jy in jou bed lê, of as jy weer stilte tyd het, en jy bid daai laaste gebed voor jy in die slaap raak, of terwyl jy in die slaap raak, Here, ek sluit die dag af
In die naam van Jesus. Here, en selfs wanneer ek slaap, beskerm my asseblief, Here. Ek pleit die bloed van Jesus oor my, selfs terwyl ek slaap. En hoe fantasties is dit om te weet, die Here slaap nooit. Hy sluimer nie in en hy slaap nooit. Hy beskerm jou, selfs hy laat jou toe dat jy rustig slaap. In jou slaap beskerm hy jou. Hy sal sy engele stuur om jou huis te omring. En hy sal sy engele stuur om in jou kamers in te kom en jou bed te omring. En hy sal jou huis vol met sy teenwoordigheid. Terwyl jy rustig slaap. Terwyl jy rustig slaap. Selfs wanneer jy die evangelie verkondig. Jy verkondig die naam van Jesus. Jy vat die naam van Jesus na ander lande toe. Jy vat die naam van Jesus na ander gesprekke toe. Jy vat die naam van Jesus na ander huise toe, braaie toe, oral waar jy gaan. Jy vat die naam van Jesus oral waar jy gaan. Jy verteenwoordig vir Jesus. Jy's 'n verteenwoordiger van Jesus, nê? Dit is daarom dat jou karakter oralste waar jy gaan, moet dit dieselfde wees, want jy verteenwoordig vir Jesus oral waar jy gaan. Selfs by redding. Baie belangrike vers, Handelinge 4 vers 12, wat sê, hy bring die verlossing, Vader, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie, die naam van Jesus. So al sê wat se geloof daar buitekant, wat ook al, daar is net een naam gegee, waardeur mense gered kan word. Hulle kan probeer deur ander name, sal nie gered word nie. Daar is net een naam, daar is net een deur by die hemel, net een naam en net een deur en net een sleutel, en dit is Jesus Christus. Daar is net een manier in die hemel in, en dit is deur Jesus, deur bekering. Deur bekering, dan word die deur sigbaar vir jou, en Jesus is die sleutel. As jy tot bekering gekom het, het jy Jesus ontvang, dan het jy die sleutel, dan stap jy in die koninkryk van God in. Dan is jy in. Deur bekering. Deur Jesus. Kyk wat sê vers 10. Daar is krag in die naam van Jesus, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Dit gee vir ons 'n prentjie van die toekoms, van die eindtyd, wanneer al die nasies en al die volke gaan verskyn voor God, voor Jesus. Kom ek maak klaar. Wat is die kern van vandag se boodskap? Is elke persoon gaan eendag verskyn voor Jesus Christus. Elke nasie, elke kleur, elke taal, elke oupa, elke ouma, elke seun, elke dogter, babetjies, almal gaan verskyn voor Jesus Christus en gaan getuig. Almal gaan hulle knie buig voor die Here Jesus Christus en erken en getuig, hy is die Here. Selfs moslems, selfs hindoes, selfs duiwelsaanbidders, selfs ateïste gaan die knie buig en hulle gaan getuig en hulle gaan bevestig, Jesus is die Here. Want Jesus het die naam bo alle name. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, Here, dankie dat U dit weer eens vir ons bevestig het, Here. Help ons, Here, om dit deel te maak van ons lewe, almagtige God, dat daar is krag in U naam, Here Jesus. U het die naam bo alle name, die naam Yahweh, die naam van God. En daarom weet ons, Here, daar is autoriteit en krag en almag in U naam. En daarom kan ons in enige situasie instap in U naam. Ek begin hierdie vergadering in die naam van Jesus. Ek begin hierdie oggend in die naam van Jesus. Ek begin hierdie vakansie in die naam van Jesus. Ons begin hierdie erediens in die naam van Jesus. As autoriteit in U naam, Here Jesus, en ons nooi U in binne in elke liewe situasie in, Here. Ons nooi U absoluut in binne ons huise in, Here. Here, ons vra en ons pleit by U, Here,
asseblief Jesus, wees die kern van ons huwelik, van my huwelik. Trek my man nader, Here, trek my vrou nader, Here. Wees U die kern van my huwelik, Here. Asseblief almagtige God, laat ons gesprekke en ons liefde draai rondom U, Here Jesus. Laat ons liefde vir mekaar eers deur die Here Jesus gaan. My liefde gaan eers deur die Here Jesus na my vrou toe. Die vrou se liefde gaan eers deur die Here Jesus na die man toe. Heeltyd. Daai agape liefde, soos wat die liefde wat die Vader vir die Seun het en vir die Heilige Gees het, dieselfde liefde het U vir al U kinders. Here, ek bid vir ons kinders, Here. Ek bid vir beskerming, almagtige Vader. Daar wil hulle die wêreld ingaan, Here, by die skole en die universiteite, Here, by hulle vriende, Here. Ek pleit die bloed van Jesus bo op hulle, Here. En ek vra dat hulle U naam sal invat in daai gesprekke in, Here. En dat hulle sal weet, altyd sal onthou, hulle verteenwoordig vir die Here Jesus binne in daai gesprek, by al hulle maatjies. Daar by die fliek waar hulle vanaand saam met al die maatjies is, daar wil hulle sleepover gaan hê. Daar, hy vat vir die Here Jesus saam. Ons eer U, Here Jesus, en ons bevestig dit en ons getuig dit, Here, en ons as die gemeente van Hibiscus Coast, die ACK Hibiscus Coast, buig die knie voor die Here Jesus Christus as 'n eenheid, en ons getuig en ons bevestig, U is die Messias, U is God, U is die Seun van God, en ons eer U, Here, en al die eer en mag kom na U toe, Here Jesus, amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here sal tot julle elke ene sy redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.